Hey, hallo allemaal. So, ons het gehoor mense wil weet wat is ons ondervinding en alles. My ma is 'n bietjie uitgevreek. Hy's soos jy in jou video's. Maar anyway. Ja, ek sien 'n goeie kamera persoon nie. Nee, glad nie. So ons ondervinding wat ons sover vind hier in Amerika. Oeps. Maar jy begin? Nee, jy mag. Okay. Waarom jy maar so lank op? Ek sal inspring na die tyd. Is moeilik, julle sit my op die spot. Hoor nou wil ek Engels praat. Ons praat baie Engels hierso. Julle poet. Baie Engels teen sê jy wel sit al mense gekry wat glad nie Engels kan praat nie. Want ek neem aan Meksikaners is dan moet jy 'n bietjie vingertaal. Ja, jy vingertaal verduidelik. Ons is nie die en dan kom die mense, julle wil pakkies aflewer. Dan moet ons nou gaan, nou vra hulle ons, waar kan hulle gaan, waar moet hulle gaan, en is hier, nou is ons hier op GPS, want ons weet self nie, en buiten dit, die persoon kan nie eens Engels praat nie, so, dan moet jy nou vir hom try verduidelik, waar om te gaan, en ons weet ook nie, en ons is hier op die Google Maps, besig, en wens jy sê net van, En die beste van alles is om met ou te praat nie Engels kan praat nie, dan het jy nog die Engels in. It's that side. Ja, It's just over there. Just there, just go straight. En dan kyk jy mens net so van wat. Volg maar net die hand. Volg maar net wat ek point met daai kant toe gaan. En dan as jy loop, dan sien jy die ou wag nog so halfuur in sy kar voor hy begin ry. Dus dude, gebruik net jou GPS, dan is het soveel makliker, want ons weet ook nie, ons ken nie die plek nie. Ons ken hier en daar ietsie wat ons al moes uitfigure in die tyd. Maar ja, dis nogal 'n storie en 'n half, want hier is so baie mense met verskillende tale. Veral omdat daar al so baie refugees oorgekom het. So, is van all over. Ja, die mens glo baie mense raak van Rwanda en Asia en, wel seker nie Asia nie, ek weet nie, dit is nie in Korea, Asia, ek weet nie, maar dit is, soos ons dit sal sê, is dit Chinese, maar ek glo nie hulle kom van China. Ja, so hier is verskriklik baie mense. Maar baie verskillende mense, ja. Maar hulle is baie nice, baie vriendelik, almal probeer jou help waar hulle kan. As jy sukkel met een mens, is daar 10 ander wat jou kan help met dieselfde probleem. So, one way or another, jou probleem gaan opgelos word. Of dit nou is deur 'n refugee wat al hier is, of dit nou is deur 'n ander maatskappy wat hier is, want hier is soos 30,000 programme vir een ding. So as jy met een ding sukkel, is daar nog programme waarby jy kan aansluit of wat ook al, of kan bel of kan vra wat ook al. Ja, want een raad wat ons kan gee is as 'n mens oorkom, byvoorbeeld as jy nou oorkom en jou agent wat nou jou goeders moet doen. As hulle nou nie, hoe kan 'n mens sê doen wat hulle alles moet doen nie, soos as jy bietjie met jou agent sukkel, of jou agent is bietjie treurig, of bietjie aan die ander kant wat nou nie like seker van ons mense, of waarvan ons kom en goed nie, maar dus soos sy nou sê, daar is so baie ander plekke ook, wat hoe kan 'n mens, hulle is eintlik nie agentskappe nie, of hulle is in 'n mate, maar hulle is bereid om te help. Hulle het baie programme wat jy aansoek kan doen wat basically dieselfde gee as wat jou agentskap gee, maar dan werk jy net nie deur jou agentskap nie. Ja. Dan is dit heeltemal ander mense, maar hulle bied dieselfde aan, hulle help jou, hulle kan jou help met dieselfde goeders. So as jou agent dalk nie 1 of 2 dinge wil doen wat hulle onderstel is om te doen nie, is daar baie ander plekke wat jy in kontak kan kom, wat jou dan met dit kan help. Ja. Wat jou agent onderstel is om te doen, dan doen hulle dit sommer vir jou. Ja. Of help jou daarmee, want veral as jy hulle verduidelik van jou agent wat iets nie doen of wil doen nie, dan verstaan hulle, so dit is glad nie snaaks nie. Ja, so en die ander ding is, jy moet baie, kyk nee, ons hou nie van vra nie. Ons is ja, ek sal dit self uitfigure, one way or another, ek sal dit uitfigure. Nie so binne. Ja, maar jy het klaar geëet en toe gaan huis toe. Wat het hy eet?
jou Nana moet jy daar gesit het. Waar is dit? Okay. One way or another, Hy's klein, hy eet nie die hele Nana op. dink jy sal dit uitfigure. Maar 'n groot ding wat ons geleer het hierso is, as jy nie vra vir hulp nie, as jy nie praat oor wat aangaan nie, as jy nie sê, hoorie, ou, wat doen ek nou? Ek weet nie wat se kant om te gaan nie, want ek weet nie, ek ken nie die plek nie, ek ken nie die goed nie, ek verstaan nie wat hier aangaan nie. As jy nie gaan vra vir hulp nie, dan gaan jy sukkel. So jy moet vra. Al is dit net 'n gewone refugee aan die een kant. Wat jy kan vra vir hulp. Papa was so high. Papa, kan jy jou pas op wanneer? Ja. Is moeilik met 'n kind. Jy pause elke 5 sekondes of jy luister nou maar na sy gesprek oor goggas, jy weet. Goggas wat hy in chappies indruk. Arme goggas in Amerika word net aangeraan deur hierdie kind. Maar anyway, so ja, jy moet vra vir hulp. As jy sukkel met iets, moenie skaam wees nie, vra vir hulp. Want dit is dan maar jy soos 'n babietjie in 'n nuwe land. Jy weet nie wat aangaan nie. Jy weet nie waar's wat of enigiets soos dit nie. Dis baie goed wat jy nog moet leer. So ja, vra maar net vir hulp. Dis een ding wat ons moes aanleer. Want ons is baie hardkoppig en ons sê nee, ek gaan hier sit tot daai dinge uitgesort is. Al moet ek deernag sit, sal ek dit uitsort. Maar ja, vra vir hulp. Anders gaan jy meer as net deernag sit om dit uit te sort. En jy gaan moedeloos raak, baie moedeloos. Want jy gaan sukkel. As jy iets vir jouself doen, jy gaan sukkel. Nee, jy binne gaan. En ja. So die ander ding wat vir ons bietjie moeilik is of wat vir ons bietjie weird voel. Hier is 'n dumpster dive die mense verskriklik, nê? Soos elke tweede persoon wat jy sien is hulle in 'n asblik. En jy kyk na hulle van hierdie ouens staan nie by die asblik. As jy weer kyk, sommer binne die asblik. Dit is vir ons bietjie baie weird, maar vir hulle is dit normaal. Die mense kom so casually aangery met hulle bakkie, klim in die asblik, haal uit wat hulle soek. Sit dit agter op die bak en dan gaan hulle na die volgende asblik toe. En soos om shopping te doen in die winkel. Hulle doen shopping met die asblikke. Ja, en dan is dit ook nie dat jy Papa, ek het op 'n voernis. Maar ja, dan is dit ook nie die mense wat so dumpster diving doen, dan is dit ook nie dat soos wat ons in Suid-Afrika byvoorbeeld nou sal sien as ou in die asblik grou, is dit nou 'n ou wat nou nie geld het nie of wat nou swaar kry of 'n boemelaar is of so nie. As die mense ook na die mense kyk wat dit doen, is dit mense wat eintlik hoe kan mense kan sommer in die ou sien, hy het nie eintlik 'n issue met geld regtig nie, want hy het mooi klere aan, hy ry 'n mooi kar of is 'n ou wat hier besig is om gou fiets te ry, sy oggendfietsroete vir 'n bietjie oefening en dan stop hy gou by die asblik en dan kloor hy so 'n bietjie wat daar aangaan en dan ry weer verder met sy fiets en dan kan jy sien hy het sy tights aan en alles wat jy weet, hulle is soos 'n normale ou wat dis nie soos 'n boemelaar of so iets. Ja, want hierso, sodra hulle by een plek uittrek en hulle trek by 'n ander plek in, maar daar is soos 'n wasmasjien of 'n ketel of 'n microwave of whatever. As daar iets in daai huis is en jy het dit, dan sit hulle net buite by die asblik. Hulle vat dit nie saam nie. Daar's soos mense wat hulle het 2 TV's, maar die plek waartoe hulle trek, het klop TV's in, so dan sit hulle die TV's buite. Dan kan jy dit gaan haal. Jy kan dit vat, dit werk 100%. Baie van die goed lyk splinternuut. Dit lyk nie asof daar 'n probleem is met dit nie. Dit is soos goed wat ons nooit sal weggooi nie. Ons sal daai tafeltjie gebruik tot hy nie meer gebruik kan word nie. Hierso, die ding lyk splinternuut en dan gooi hom uit. Want ons het 'n ekstra een by die nuwe huis, so kom ons een saamvat. Dit is hoe hulle werk. Val is daar nie ekstra en hulle koop dit net. Of hulle koop net 'n nuwe een, ja. Hulle gooi goed of sit goed daar neer en met keer hy niks. Jy het nie eens 'n krapmerkie op nie. Dit lyk of die ding nou gister gekoop is, maar hulle sit hom maar neer. Ja. So, ja, dit is ons nog bietjie. Ja, hy speel met hom af vandag.
dis vir ons nogal 'n bietjie interessant om gewoon te raak aan. Ons praat elke keer as ons iemand sien buite die goed gooi of iemand wat in die asblik grou of whatever en dan kyk ons die stories en ons is nee dude. Nee, dit is weird. Ew. Maar vir hulle is dit normaal. So dit is nogal vir ons bietjie iets anderste en interessant om te beleef basies. Ja, en ook as jy hierso is en hulle hoor jy so nou in Afrikaans praat, vir ons het nou al mense hierdie kant gekry as ons Engels praat, met ons aksent, met ons Engels, dan dink hulle ons is van Australië af, en dan dink hulle ons is Australianers, maar as ons iewers rondloop en praat nou met die kind, wat hy nou nie bietjie stout is of so, en ons begin 'n bietjie Afrikaans, dan dink hulle ons is van Duitsland af. So, mense dink ook nie eers eintlik dadelik hierso jy is van Suid-Afrika af of iets, ja, dan dink hulle outomaties jy is dalk soos van Germany af, daai kant, of as jy Engels praat met jou aksent is jy Australianer. Ja. So, mense gaan dit ook. Maar die ander ding is ook, wat ek baie vroeg geleer het, is, jy sê nie jy is refugee nie. Moenie dit doen nie. Sê net, as iemand jou vra, van waar is jy en hoekom is jy hier? Ons sê net life happened. Dis wat ons sê, want ek het in die begin gesê ons is refugees hier op 'n groepie wat ons hier het en die mense is bietjie judgy en weird, want daar's baie leftist mense oral. Daar is, dis nou maar so. Ons baie rassistiese mense, daar's baie leftist mense, dis oral. Jy kan nie wegkom van dit af nie. Maar oor die algemeen is meeste van die mense baie vriendelik en nice en hulle help jou waar hulle kan. Maar jy gaan natuurlik nêrens gaan jy perfek kry nie. Iewers gaan jy iemand kry wat jou snaaks uitkyk of so iets soos dit of mense wat vinger lucky raak, jy weet. Wat noem hulle dit? Keyboard warriors. Ja, keyboard warriors. Soos ons Suid-Afrikaanse Karens. Jy weet, daai tipe van dinge. So Karen kyk, ek mik nie op jou nie. Net dat jy weet, ek verduidelik maar net. So sorry Karen. My judge nie Karen, net die vinger lucky raak hier nie asseblief. Maar ja. So jy gaan maar oral se mense kry wat snaaks is. Jy gaan dalk ja, ek weet nie. Ons het nog nie regtig baie deur dit gegaan of iets soos dit nie. Meeste mense is baie nice, baie vriendelik, praat, gesels, groet jou. As hulle jou vir soos die tweede keer sien, of dalk die eerste keer dan sê hulle net hallo, die tweede keer mag hulle praat, die derde keer sê hulle van, ja, nee, hoe gaan dit man? Asof hulle ou chommies is. En die Amerikaners is asof hulle daarvan hou om met vreemde mense te gesels, want in Suid-Afrika sal jy nou soos winkel toe gaan, Checkers toe. As jy iemand raakloop wie jy ken, dan gesels jy, andersins doen jy gaan nie Checkers toe, doen jou shopping en jy gaan huis toe en dis dit. Maar hierso amper oralste waar jy gaan, jy sal besig is om te loop, dan sal 'n random ou langs die pad net hier met jou random begin praat van, okay, hoe gaan dit en is warm vandag en is die en dit en dit en dat. Dan het 'n mens naderhand 'n hele gesprek met 'n hele vreemdeling wat jy van geen kant af ken nie. En dan raak die gesprek nog langer want met die aksent dan begin hulle van, maar van waar af is jy? Want ek kan hoor jou Engels is anderste en dit en dit. En dan so gaan die conversation nou net meer en meer en meer. En ek meen ons het nou al geloop en van die keer dat ons geloop het dit nou al baie gebeur. By die swembad, hier voor die huis, hier op pad winkel toe. Maar nie net dit. In die parkie, dit net uit die blou tyd, mense begin net random met jou gesels, asof hulle daarvan hou om net met vreemde mense te begin gesels hierdie kant. Maar dis nie dit nie, ons deliver baie kos, want ons het nou nie 'n kar en goed nie, en ons is regtig lus om bus te ry nie, en al daai jazz. So ek bestel meeste van die kosgoed maar, van die foon af, en dan deliver hulle dit vir my. So met die een keer het ons iemand gebruik, om die goed te gaan haal en so aan en ons daar nommer laag gekry, want ons sien sy doen deliveries vir soos mense en sy vat jou vir onderhoude en appointments en sulke tipe goeders wat sy voor doen. So in die week het ek al gesê, hoor hierso, ons wil jou graag gebruik vir iets.
wat sal jy ons vra en wat, ons is nie hierso en ons kom nie van hier af nie en so aan, so ons is nog onseker hoe werk alles en wat. En sy praat my asof ons dik chommies is. Sy vra my, hoe gaan dit? Pas julle aan? Het julle iets nodig? As ek julle kan help, sal ek julle help. As ek julle iewers moet vat, ek vat julle met liefde. As jy vra het, vra my. En elke dag, elke liewe dag, as ek 'n afdag gehad het, want jy raak my homesick en goed, en dat ek so 'n bietjie afgepak, ja, ons mis maar net ons mense, en so aan, en die volgende dag, toe WhatsApp sy my, toe sê sy vir my, hi, how are you doing, I hope this day is better than the last day, so, hulle is baie nice, hulle is vriendelik, hulle wil vriende wees met jou, wel, dis so dit vir ons voel, want, Jy kry baie mense wat omgee. ja, en so kom ek sê, die mense is verskriklik nice hierso, maar jy kry ook mense wat nie is nie. Ek gaan nou nie sê almal is nice nie, maar oor die algemeen, die meeste mense wat ons al gesien het, is baie nice. Maar soos enige plek in die wêreld sal jy maar jou mislike mense kry en jou nice mense. Ja. So, Want soos ek en Cornel, ons gaan na so 'n winkeltjie hier naby ons. Ons gaan amper elke dag toe en die een ou kom toe agter, ek maar hy sien ons nou baie. En hy hoor as ons met Regan praat, ons praat Afrikaans en so aan. En hy trek ons die een keer kant en hy sê vir ons, "Van waar is julle?" En ons sê nee, ons is van Suid-Afrika af. Ons het nou net hier gekom, toe was ons omtrent 2 weke hier gewees. En hy sê toe, okay, en hy vra toe vir Cornel, hou jy van cricket speel? En Cornel sê, ja, hy like cricket speel. Hy het cricket gespeel op skool, dit is van lekker om te doen. nie weggaan nie. okay. Sal kan. My kind speel met mure. Musiek. Hy het nou al soos 5 mure. 2 van hulle is al in 'n chappie ingedruk. Die ander hardloop weg. Hy wil hulle net heeltyd kos gee. Maar anyway, ons gaan 'n muurprobleem hê oor so 'n paar dae. Maar ja, hy sê toe, like jy cricket en Cornel sê ja, hy like cricket, hy hou van cricket speel en alles. En hy sê wel hulle te klaar hierso. En hy gee sy nommer vir Cornel en hy sê, wel, hierso, message my of wat ook al, want die glo hulle nie, hulle doen nie WhatsApp nie, hulle doen message. Hulle WhatsApp nie. So ja. Toe sê hy vir Cornel dat hy moet hom bel of message en dan reël hulle 'n ding en dan kan hy deel word van hulle klub, hulle cricketklub. So die mense benader jou die hele tyd vir baie verskillende goeders. Hoe weet jy wat sê? Want jy het nog nie veel gepraat nie. Ek nap nog heeltyd. Ek het al 'n Karen insult. Jy weet. Nee, sal nie. Dis net 'n noemnaam. Hulle moes vir 'n naam gekies het vir daai situasie. So dit was maar net. Ja, is maar net toevallig dat hulle altyd daai naam het. Ja. Maar ja. So ja, ons mis ons mense baie. Ons is maar aanpassing, dis 'n groot aanpassing, ons baie anderste. Ons seentjie pas goed aan, maar hy kry sy oomblikke wat hy die huis mis en hy sê die huis waar ons was is sy klein huis en hierdie is sy nuwe huis. So hy praat van 2 huise. Sy hooghuis. Sy hooghuis, ja. Sy hooghuis en sy klein huis. Albei huise was dieselfde grootte, maar die een is 'n klein huis en die ander een is 'n hooghuis. So ja, hy verlang maar ook baie. Hy mis sy maatjies en daai tipe van dinge. Ons try maar om besig as wat ons kan, maar ons doen dit nie op die wy wat hy soek altyd nie. So ons is nou besig om hom in 'n skooltjie in te kry, so hopelik begin dit nou in plek val. Die mense was vandag hier gewees weer lekker vriendelik, baie gehelp. Ek sê vir hom, my kind het 'n bietjie van 'n loopmaag. Wat kan ek doen? Sy sê, geef hom vaste kosse nou en dan môre as dit nie beter is nie, dan bel jy my. En dan kry jy medisyne of wat ook al om vir hom te gee, dan bring ek dit vir jou. Dis die tipe mense wat hulle is. Jy maak net conversation en hulle is daar.
Hulle help jou die hele tyd. Ja, nie almal nie, maar meerderheid van hulle. Ja, meeste van hulle. Meeste van hulle, ja. So, ja, die mense is baie nice. Dit is op die oomblik is dit nog nie lekker vir ons nie, want ons het nog baie goeders om uit te sort en daai tipe van dinge, maar dit is nie bad nie. Dit is alright. Dis Dis 'n gewoond word. ja. En die kos is net terrible. Dit is nog steeds terrible. En met almal met wie ons praat wat oorgekom het as refugees sê dis terrible. Want nou wil ons nie in hulle gesigte sê, "O, die kos is so sleg, ek kan dit nie verdra nie." Nou kom 'n vroutjie hier, so en ek sê, "O ja, die kos is iets om aan gewoond te raak." Sy sê vir my, "It's bad. You can just say it's bad." So ja, die kos is nie lekker nie. Dit is nie. Vir my kind is dit. Die kos is nie so bad dat sleg dit glad nie. nie lekker is nie. Dit is iets wat ons aan gewoond is. Ja. Dis nie sleg nie. En sogar wat dit is nie. Ja, Dis nie sleg nie, maar sit jy gewoond aan dit nie. Dit is die kos, soos jy die land moet gewoond raak en die mense en die mense wat nie kan Engels praat nie en sulke goeie, moet jy die kos ook net gewoond raak. Want Ja. dit proe heeltemal anders. Soos Dit- macaroni proe baie anders as wat ons macaroni ken. hulle sweets praat anders. Hulle Hulle sweets sweets is is anders. lekker. Tot hulle- Wel hulle gummies is lekker. Tot hulle vleis. Die idee wat jy dink van hoe varkchop proe, hulle varkchops proe nie soos 'n varkchop nie. Dit proe heeltemal anderste. Varkworsies. Dis Ja, proe nie nie soos ons sleg nie, varkworsies nie. maar dit is nie lekker nie. Dit sal lekker word. Mens moet maar Dit net sal lekker gewoond word. raak. Sodra Met ons tyd. tuispads verander. Dit sal lekker word met tyd. Ja. As ons dit gewoond raak. Dit sal lekker word wanneer dit ons gewoond is aan dit. Dis Maar net ja. omdat dit anderste is. Ons mense is mos weird. As dit sodra 'n ding anderste is, dan Dan like ons dit nie. dan is dit bietjie As dit sleg. ja, mens moet net gewoond raak. Ons mis net verskriklik ons Suid-Afrikaanse goed. Sodra ons nou begin werk, gaan ons begin ons Suid-Afrikaanse goeders bestel. Alles wat ons gewoond is, ons Jacobs, ons huil lang trane vir Jacobs vir ons koffie. My man hou van En hulle Robertson Spice. en Robertson's Want hulle Spice. spices is ook nogal anderste ook. Ek kan net nie bovrol enige plek kry nie. Ek kan dit nie verstaan nie. Almal eet Marmite. Ek eet nie Marmite nie. Ek soek bovrol. En wie Ek ook kry al, bovrol nie. en wie ook al baie hou van peanut butter, gaan julle dan nou right wees die kant, want 90% van hulle sweets is alles peanut butter. Peanut butter en cherries. Dis die hele tyd ja. Dis die hele tyd soos peanut butter. Yes. Is jy okay? Dis Maak seker. dis die hele tyd soos peanut butter cups en peanut butter chocolates en peanut butter die en peanut butter die. Hulle het tot cherry. sneakers met dit is sneaker. Ja, sneakers met peanut Twix. butter in en Twix met peanut butter Alles is in peanut butter. en koekies met peanut butter in en is dit oral stuk peanut butter. Lyk my hulle is baie erg oor hulle peanut butter die kan, want ek het nog nooit in my lewe so baie verskillend peanut butter goed en sweets en goed gesien soos die kant nie. Dis soos peanut butter is oral Ja, en cherry. en cherry. Ja, Nou, maar oor cherry nie. So ek like dit glad nie. maar een ding wat lastig sê, hulle peanut butter en die cherry, hulle vleispro anderste. Ja, en een ding wat ons ook gesê het, die mense hierso is baie erg oor hulle honde. So ja, as jy soos hondparkie toe gaan en goed, die mense hierso so erg oor hulle honde, hoe die manier hoe hulle met die hond praat en die kere sal gaan en goed, sal jy dink dit is hulle eie kind wat hulle soos geboorte aangegee het, of iets ons baie erg oor hulle honde. Al dinge wat ek nou net wonder is, hierso waar ons is dit in die winter sneeu dit. En sê dit sneeu baie. En soos hier waar ons is jy kan nou maar seker sê is 'n kompleks. Apartments. Maar hulle het nie jaarde nie. So die mense het honde hierso, maar hierso in die kompleks area is 'n hondepark waar die mense nou hulle honde elke dag na toe vat, as die honde nou vat om te stap en sulke goeders. Maar gister toe ons juis nou
die seentjie bietjie park toe gevat het, toe al weer mense met die honde. Toe staan ek aan te dink ek, okay, so elke dag vat hierdie mense hulle hond na hondepark toe, om nou bietjie rond te loop en daar in die park te spring. Goed, toe dink ek myself, maar wat doen hulle met hulle honde as dit sneeu? Gaan daai mense regtig elke dag uit in daai koue om die hond te vat om te loop en want ek meen, ons het nie 'n yard nie, so hulle moet die hond ook seker uitvat om te gaan piepie en al daai goeie, so dink ek myself, so as dit so sneeu, dan moet hulle regtig ook hulle honde baie like om in daai dik sneeu elke 5 of uur uit te gaan, die hond te vat om te piepie, om seker na die hondepark toe te vat, as dit sneeu en koud, en hulle sê dit raak koud hierso. Hulle sê dit sneeu baie dik hierso en raak baie koud. Dis bo jou knie se sneeu wat hier is. Bo jou knie. Ja. Baie dik sneeu. So, sien nie baie uit vir dit nie. Almal is soos, yeah, it's very beautiful when it snows, but we're excited for the first month, the first week or two, and then after that we wish summer can come again because we're over it. So, ja, die mense like hulle sneeu, maar ook hulle is Maar met hoe warm het was toe ons hier aangekom het, dink ek julle gaan baie vinnig weer sê hulle soek die somer. Want toe ons net hier aangekom het, toe is die hittegolf hier oor en dit was warm. buite die hittegolf, toe sien nog Kanada wat afbrand en dis al daai rook, omdat dit so baie humid is hierso. Al daai rook het gaan vaspak wel. So hier's nou nog van die rook wat vas is, maar dit is nie meer so erg nie. Dat die rookwalms was so oralste, dit was in jou huis, al was jou goed toe gewees. Die mense het waarskuwings uitgestuur van, okay, maak seker jy kom uit die rook uit, moet nie te lank in die rook wees nie, jy kan siek word en al daai tipe van dinge oor dit, so, ja. Ja, die rook was daar. Ja, die rook en die hitte. Maar die hittegolf wat ons hier gehad het, 'n mens sê daar in Suid-Afrika as daar hittegolf is, dan dink jy, dit is warm, hierdie hittegolf is erg, nee. Dis niks nie. Nee, hierdie hittegolwe hierso, dit is iets anders. Jy word letterlik siek van die hitte. Dis nie net van ek kry nou warm, ek wil gaan swem of wat ook al nie. Dit is intense hitte. Even in die koelte is dit warm. Dit voel of jy teen die son staan in die koelte. Dit is insane. Ja, soos jy sien ons hittegolf op pad, hoop maar net jy het 'n aircon en goeders, want hittegolf was hierdie aircon van ons het oortyd gewerk. Maar gelukkig gebeur dit nie altyd nie, want ook met hierdie hittegolf toe sê die Amerikaners hierso toe sê hulle dat dis die eerste keer in jare wat dit so warm is die kant en goed. Ja. So dis daarom nie elke somer ding lyk dit my nie, want Nee. dit was die eerste keer wat dit so erg was. Dit was dan so erg as ons goed bestel het of iets en die mense kom hier aan, hulle bly in hulle kar, hulle klim nie uit nie. Hulle klim nie uit hulle kar uit nie, hulle bly in daai aircon. Maar gepraat van die delivery goed ook nou met hulle wat nou in die kar gebly het en goed. Maar een ding wat nogal nice is van hierso in Amerika, soos as daar 'n ding is, soos 'n probleem is, of soos byvoorbeeld nou die hittegolf, toe dit nou so baie warm was, dan gaan jy nou op die app en goed waar jy nou goed bestel. Maar saam met die goed wat jy bestel, omdat dit so warm is, toe hulle vir daai tydperk wat dit so warm is, het jy klomp goeders op jou app gekry wat hulle verniet vir jou gee. Dan is dit soos dehydration, poeiers wat hulle verniet vir jou gee en goeders wat jy kan drink dat jy nie dehydreer nie en wat help met die hitte en vir jou 'n bietjie vitamiene en goed gee oor die hitte omdat 'n mens so sweet en goed dan omdat die hittegolf daar is, doet al die plekke sulke goed wat jy kan vat, maar hulle gee dit verniet vir jou. Jy kan dit verniet kry en dan bring hulle dit vir jou. En kort as hulle soos 'n nuwe sweetie of iets op die mark het, dan kry jy dit ook verniet op die goed om uit te toets, om te kyk of jy rof van hou of nie. Ja, so hulle like om verniet samples te gee of as dit soos hittegolf is, kry jy verniet goed. En ons het op 'n tyd 'n ding gesien, daar was een ding wat ons gelees het dat as dit soos ook nou sneeu en goeders, dan sou ook baie kere wat hulle verniet soos goed gee wat jou warm maak, wat jy kan drink of aanmaak om te drink, wat ook dan op die goed verniet kan wees wat jy dan kan kry as dit nou regtig baie koud is en sulke goed. So hulle like om in 'n mate
kan 'n mens sê asof hulle half in 'n way na die mense kyk om te sê, okay, ons het nou 'n hittegolf, so hierso is goed dat jy nie dehydreer is, ons kyk bietjie na die mense. Okay, dit is nou regtig baie koud, hierso is goed wat jy kan drink om bietjie warm te word, dat jy nou nie verklein nie. So hulle doen nogal sulke goed. Ja, hierdie video raak nou lank, so ons sal weer een maak en so aan. So, as julle nog iets wil weet of wat ook al, stuur maar net soos 'n message of iets en ons sal dit antwoord of as julle voorstel het oor 'n video wat moet uitkom, stuur vir ons 'n ding, laat ons kyk of ons dit kan uitsort, want ek probeer maar as ek recommendations of iets kry, laat ek dit vir julle uitsort en so aan en uitfigure. En as julle wil aansoek doen en nog nie aansoek gedoen het nie, ek kan vir julle die links en goed ook stuur en help die daai proses om aansoek te doen en al daai goodies ook. So ja, ons is hier om mekaar te help. Dit is die groot ding wat jy nou maar aanleer. Okay, ons het gelaai om mense te help in Suid-Afrika ook, maar hierso leer jy baie meer om mense te help en om bietjie nederig te wees en te sê, hoor hierso, As jy help kom, vra wel. Ja. So, ja. Maar ja, stuur maar net 'n los 'n komment of stuur 'n message of wat ook al. En ja, dan kyk of ons kan help. En as die video 'n bietjie de mekaar gepraat het, verskoon maar as ons eerste video. Ons oefen nog. Practice makes perfect. Nee, dis de mekaar, want ek het vir hulle gesê ek wil 'n video maak, maar die een is op die foon en daai een praat oor goggas. Dis hoekom dit de mekaar is. Ek is nog perfek waar ek was. Op point. Dis hierdie twee. Dis nie ek nie. Dis nie. Moenie my en jou gemors indruk nie. Dis nie. Dis vertrou. My foute is jou fout. So ja, julle moet 'n lekker dag verder hê. Ek sal nou so tussendeur video's en wat ook al nog opsit en as ons aan iets dink, dan sal ek dit weer add ook nog en ja, julle moet 'n lekker dag hê, lekker aand hê of wat ook al tyd julle nou is. Ons traai daai ook nog gewoond raak. Dit is 'n bietjie time shift hierso. Maar ja,